Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 4, 18 tot 24 Julie. Sonde binne die kerk. Kom ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat U ons weer eens die voorreg gee om uit U woord te kan bestudeer. Terwyl ons hierdie week studeer, vra ons dat U asseblief ons harte nederig en ontvanklik mag maak vir die leiding van die Heilige Gees. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13, 2 Korintiërs 2 vers 5 tot 10, 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 13, 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8, 1 Korintiërs 6 vers 19, sowel as 7 vers 9. Geheeteks 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 Nuwe Lewende Vertaling. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 Nuwe Lewende Vertaling. Ons brein is soos 'n spons. Alles wat dit met behulp van die sintuie ontvang, steek daar vas. Die meeste van daardie dinge ontvang die brein sonder dat ons dit besef. Met ander woorde, ons neem dit op 'n onbewuslike vlak in, wat 'n goeie ding is, aangesien ons nie reguit sou kon dink as ons elke liewe brokkie inligting moes onthou nie. Tog is al die inligting wat ingeneem word in ons brein. Tot 'n mate het daardie dinge 'n uitwerking op die dinge wat ons dink, voel en doen. Dit is waarom ons, selfs as Christene, so maklik deur al die slegte dinge van hierdie wêreld geraak word. Sedert haar totstandkoming spook die kerk reeds met hierdie probleem. Waar het Sondagviering byvoorbeeld vandaan gekom? Het die Christendom dit net uit die spreekwoordelike nuut tevoorskyn gebring? Allermins, dit het 'n bepaalde oorsprong, naamlik die kulturele omgewing waarin die ontluikende kerk haarself bevind. Hierdie beginsel tree ook hier in werking in Korinte. Na sy oproep om die partydigheid te beëindig in 1 Korintiërs 1 tot 4, fokus Paulus verder op kwessies wat met seksuele losbandigheid, hofsaake, prostitusie, die huwelik en enkellopendheid te maak het in hoofstuk 5 tot 7. Wêreldse standaarde het die gemeente in vele opsigte sterk beïnvloed. Die tweespalt wat in 1 Korintiërs hoofstukke 1 tot 4 geboekstaaf word, het die weg gebaan vir die swak sedes wat in die daaropvolgende hoofstukke ter sprake kom. Hoe probeer Paulus hierdie sondes binne kerkverband aanspreek en watter lesse is daaruit te put vir die moderne kerk, gemeente en gelowige? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 25 Julie. Sondag, 19 Julie. Wanneer geloof en praktyk strydig is. Regdeur die geskiedenis van die Christendom bestudeer teoloë, predikante en leke die Nuwe Testament, alles in 'n poging om vas te stel hoe die kerk veronderstel is om te wees. Vir die fase van die kerk wat in Handelinge beskryf word, het ons byvoorbeeld 'n groot bewondering. Met hierdie soeke na 'n ideale oomblik in die kerkgeskiedenis word 'n belangrike element dikwels uit die oog verloor, dat mense maar geneig tot probleme is. Ons kan dus ook die Nuwe Testament as 'n soort godgegewe foutopsporingsgids inspan om te sien hoe die kerk nie veronderstel is om te wees nie. Paulus se sendbriewe aan die Korintiërs is 'n goeie vertrekpunt vir so 'n studie. Lees 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Watter skandalige gedrag beskryf die apostel Paulus in hierdie skrifgedeelte? Waarom is dit so kommerwekkend?
Ons lees 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard, as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblaas, in plaas dat julle liewer gesteer het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek, liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van onze Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van onze Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie, dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Hoewel party Afrikaanse vertalings, soos die Afrikaans 2020 vertaling, die Contemporary Afrikaanse Bybel 2023 en die Ou Afrikaanse Bybel, minder op die man af is, dat iemand die vrou van sy vader het, soos gelees in 1 Korintiërs 5 vers 1, is die Bybel vir almal vertaling meer eksplisiet en spesifiek in die vertaling van Paulus se vermaning, wat lees, ek het gehoor, daar is 'n man wat by sy stiefma slaap. Waarskynlik het die apostel dit by sekere van Chloe se mense gehoor, soos gelees in 1 Korintiërs 1 vers 11. Bloedskande is destyds al as 'n vreeslike sonde beskou. Paulus skryf dat hierdie vorm van seksuele losbandigheid, soos gelees in 1 Korintiërs 5 vers 1, selfs nie onder die heidene geduld word nie. Tog gebeur dit nou hier in die vroeg-Christelike kerk. Hoe is dit moontlik? Paulus gee sy skok in 1 Korintiërs 5 vers 1 en 2 te kenne, nadat hy van die betrokke lidmaat sy wangedrag verneem het. Eintlik was die situasie veel erger. Paulus ontvang nog skokkende nuus. Plaks van skaam kry oor die losbandigheid, is die Korintiërs trots op hul verdraagsaamheid daarteenoor. 1 Korintiërs 5 vers 1 en 2. Paulus se skrywe hier het dus 'n tweeledige doel. Nie net moet die losbandige partye aangespreek word nie, maar ook die gemeente wie se belydenis en praktyk ooglopend strydig is. Om die waarheid te sê, Paulus sê herhaaldelik en prontuit dat die kerk se toegeeflike houding teenoor die bloedskender regstelling noodsaak. Bid dit jou aan om, soos gelees in 1 Korintiërs 5 vers 2 en 6, om trots op so 'n skandalige situasie te wees en selfs daaroor te spog? Dit was een te veel vir Paulus. Wat is fout met die mense? Ons het nie die vaagste benul waarom die gemeente in Korinthe so verdraagsaam teenoor die bloedskennende man was nie. Wie weet, dalk was hy 'n ryk lidmaat, een waaruit die gemeente voordeel kon trek. Miskien het die Korintiërs nie besef hoe verkeerd dit is nie, omdat hulle gemeen het alles hulle geoorloof is, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 12, woordorde en voornaamwoord aangepas. Die feit bly staan, hulle was blind vir hierdie blaatante oortreding van die skriftelike verbod in Levitikus 18 vers 7 en 8 wat lees, jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie. Sy is jou moeder, jy mag haar skaamte nie ontbloot nie. Jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie. Dit is die skaamte van jou vader. Wat meer is, hulle was trots daarop dat hulle dit toegelaat het. Watter dinge word duidelik in die skrif verbied,
Dinge wat ons deesdae terwille van sogenaamde liefde en aanvaarding die gevaar loop om te duld? Maandag 20 Julie. Hoe om skandale te hanteer? Kwessies rakende seksualiteit is altyd moeilik. Dit was moeilik vir Paulus, so ook vir ons. In hierdie tipe situasies moet ons getrou aan die skrif bly en die probleem bidend en liefdevol hanteer. Herstel is natuurlik nie die hoofdoel hier nie, iets wat ons nooit uit die oog moet verloor nie. Lees weer 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Hoe sê Paulus moet hulle die situasie hanteer? Ons lees weer 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblaase, in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van onze Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van onze Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards, of die rowers, of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moes uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Paulus sê pertinent in 1 Korintiërs 5 dat seksuele skandale kerkdig vereis. Hy sê dat die bloedskender uit hulle midde verwyder in verse 2 en 13, geoordeel in vers 3, aan Satan oorgelewer in vers 5 en die gemeente afgesny moes word. In vers 13 in die Bybel vir almal vertaling. Slegs die Bybel vir almal vertaling en die Contemporary Afrikaanse Bybel 2023 vertaling tref onderskeid tussen verse 2 en 13 se bevele in die Afrikaans. Let agter op die Koine Grieks. Vers 2 se exarte en vers 13 se exarite is bloot verbuigings van dieselfde werkwoord exero. Die lidmate is aangesê om, soos gelees in 1 Korintiërs 5 vers 9 en 11, nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie, en met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Paulus se bestraffing is sterk bewoord en kan selfs aanstoot vir die moderne leser gee. Tog moet die apostel se woorde binne die sendbrief se historiese raamwerk verstaan word. Neem ook in ag dat hy hier met blaatante sonde te kampe gehad het, sonde wat 'n leefwyse geword het. Buitengewone omstandighede vereis soms 'n sterk bewoorde ingryping. Ten einde Paulus se bestraffing hier reg te verstaan, gee ons nietemin 'n verklaring van enkele sinsnedes. 1 Korintiërs 5 vers 2 en 13 in die Nuwe Lewende Vertaling lees: "Toe sien dat hierdie man uit julle midde verwyder word." Hierdie verwys na kerktug. 1 Korintiërs 5 vers 5 in die Nuwe Lewende Vertaling lees: "Dan moet julle daardie man aan Satan oorgee."
Aangesien hierdie man verkies het om nie aan God gehoorsaam te wees en derhalwe nie onder sy beskerming te leef nie, is hy weerloos teen Satan se toekomstige aanvalle. So, moontlik beteken hierdie sinsnede bloot, laat hom die vrugte van sy koppigheid pluk. 1 Korintiërs 5 vers 9 en 11 lees, om nie met mense om te gaan wat in stedelikheid leef nie, en met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Noue omgang met seksuele losbandige mense is destyds as iets gevaarliks beskou, omdat hulle ander tot dieselfde ondeug kon beïnvloed. Om saam met iemand te eet, kon boonop gesien word as 'n aanduiding dat jy dieselfde waardes as diegene by jou het. Almal van ons is vatbaar vir die invloede rondom ons. Derhalwe moet ons onsself so goed as moontlik beskerm, veral wanneer ons met hierdie tipe probleem te kampe het. 1 Korintiërs 5 vers 5 sê, sodat sy gees gered kan word. Kerktug is rehabiliterend. Dit het ten doel om sondaars weer tot hul sinne te bring, om hulle te oortuig om van sondige leefstyle af te sien. Dit is moontlik wat Paulus met die sinsnede tot verderf van die vlees bedoel het in 1 Korintiërs 5 vers 5. Die Nuwe Afrikaanse Bybel klaar alles op. So sou sy sondige aard vernietig word. Moontlik is die bloedskennende man in 1 Korintiërs 5 en die boetvaardige man wat later genoem word presies dieselfde persoon. Lees gerus 2 Korintiërs 2 vers 5 tot 10. Kerktug het sy doel bereik wanneer die fouterende lid by die gemeente herintegreer is. Dinsdag 21 Julie. Beskerming van die kerk se identiteit. In 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 11 gaan Paulus voort met sy bespreking oor hoe Christene probleme wat met lidmate te maak het, behoort te hanteer. Lees 1 Korintiërs 5 verse 3, 12 en 13, as ook 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 13. Wat probeer Paulus by ons en by die Korintiërs hier tuisbring? Ons lees 1 Korintiërs 5 verse 3, 12 en 13. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. Ons lees ook 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 13. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle, dat julle regsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen oorheerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel. Maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak.
En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 13. Let op die koin Griekse woord in 1 Korintiërs 6 vers 1, pragma, wat in die Nuwe Afrikaanse Bybel of die Ou Afrikaanse Bybel of die Contemporary Afrikaanse 2023 vertaling as saak vertaal word. Dit het ook 'n algemene betekenis, te wete ding. Hier verwys die term na 'n hofsaak, wat baie duidelik in die Bybel vir almal en die Nuwe Lewende Vertaling is. Hou egter in gedagte dat 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 11 nie met gewone strafsake, oftewel criminal cases in Engels te maak het nie. Tog betwyfel Paulus nie hier die gesag van burgerlike howe waarin strafregtelike aangeleenthede hanteer word nie. Diese gesag word immers in Romeine 13 vers 1 tot 5 bekragtig. Romeine 13 vers 1 tot 5 lees: Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel, sodat hy, wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie? Doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goeie. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie. Want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker, om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Romeine 13 vers 1 tot 5. Neem egter in ag dat Paulus die kwessie van litigasie direk na 'n geval van seksuele losbandigheid bespreek, net soos Moses in Deuteronomium 22 vers 22 tot 24 gedoen het, wat lees: As 'n man betrap word terwyl hy met 'n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle albei sterwe. Die man wat met die vrou gemeenskap gehad het en die vrou. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei. As 'n dogter, 'n jong meisie, aan 'n man verloof is en iemand kry haar in die stad en hou met haar gemeenskap, dan moet julle hulle twee na die poort van die stad uitbring en hulle stenig, dat hulle sterwe, die dogter omdat sy in die stad nie geskreeu het nie, en die man omdat hy die vrou van sy naaste onteer het. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Deuteronomium 22 vers 22 tot 24. Dit toon hoe skrifgetrou Paulus in sy hantering van kerkprobleme was. Die feit dat 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 11 se hofsaake tussen gelowiges op een lyn gestel word met skrifgedeeltes wat oor seksuele losbandigheid gaan, beteken moontlik dat die saak of klag waarvan 1 Korintiërs 6 vers 1 praat, ook met seksuele losbandigheid te maak het. Hier kan ons nie verseker sê of dit wel die geval is nie. Was dit 'n siviele saak oor 'n kleiner geskil soos oor 'n eiendom of iets groot soos seksuele wangedrag? Wat die aard van hierdie pragma ook al was, Paulus was teleurgestel dat lidmate hulle tot 'n burgerlike hof gewend het. Kan hulle dan nie soos broers en susters in Christus hul geskille onderling oplos nie? Waarom klop hulle by 'n regter wat nie gelowig is nie om 'n beslissing aan, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 1? Dit is ook moontlik, soos party aanvoer, dat die litigante van 1 Korintiërs 6 vers 1 die pa en seun van 1 Korintiërs 5 vers 1 is. Hoe dit ook al sy, mens hoef nie die presiese aard van die kwessie te verstaan ten einde te weet wat die apostel hier aanvoer nie. Paulus was besorg oor die kerk se identiteit, dat dit 'n gemeenskap in Christus moet wees en derhalwe die regte indruk by buitestanders moet laat. Christene behoort nie hul gruwe in die openbaar te lig nie, 1 Korintiërs 6 vers 6. Hulle behoort ook nie hulself tot seksuele metodes te wend, en dit oor dinge wat binne kerkgeleedere hoort en daar opgelos moet word nie. In die Romeinse Ryk het die howe individue voorgetrek wat meer geld of 'n hoër politieke pos as 'n ander litigant gehad het.
Daarenteen behoort gelowiges geskille op 'n Christus-sentriese wyse te beslag en so hulle self van sekulêre standaarde te onderskei. Dink 'n bietjie na oor die ondeug wat Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 10 en 11 asook hoofstuk 6 vers 9 en 10 lys. Waarom word seksuele sondes saam met ander sondes soos afgoderry, diefstal, gierigheid en geldafpersing genoem? Woensdag 22 Julie, 'n teenmiddel vir seksuele losbandigheid. Lees 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons hoe dat heiligmaking en seksuele onthouding met mekaar verband hou? Ons lees 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag nog oorvloediger mag wees. Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle heel moet onthou van hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. Dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8. Die vraag lees weer, wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons hoe dat heiligmaking en seksuele onthouding met mekaar verband hou? Hoewel Paulus sy skrywe in die bogenoemde skrifgedeelte aan iemand anders rig, gee die apostel hier 'n universele beginsel, met ander woorde een wat op alle Christene van toepassing is. Nietemin laat dit mens steeds wonder, wat op des daade was in Korinte aan die gang? Wat is die oorsaak van al die probleme? Klaarblyklik het party van die Korintiese Christene die volgende denkwyse gehad. Die feit dat die evangelie mens vrymaak, beteken dat jy 'n ongebonde lewe mag lei. Met hierdie as vertrekpunt het hulle die volgende slotsom bereik. Ons het 'n maag gekry sodat ons kan eet. Insgelyks het ons 'n liggaam gekry sodat ons geslagsomgang kan hê, en daardie geslagsomgang is juis vir die liggaam geskep. 1 Korintiërs 6 vers 13. Paulus wys egter daarop dat dit 'n wanvoorstelling van Christelike vryheid is. Die gebrek aan integriteit rakende seksuele dinge strook glad nie met die Christelike identiteit nie. Nee, dit maak misbruik van die vryheid wat Christus ons gun, daardie vryheid waarvan die evangelie praat. Romeine 8 vers 2 sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Galasiërs 5 vers 13 sê ook, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Ons bevryding is vanuit die sonde, nie as 'n verskoning om dit aan te hou doen nie. Ons het gelees Romeine 8 vers 2 wat sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hoofstuk 6 vers 18 en 22 sê ook, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle heel vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. In teenstelling met die Korintiërs se siening, is ons liggaam, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 13, daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam Here is. Ons behoort aan Christus, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 15, en wie ons is, behoort uiting in ons gedrag te vind. Die een is onafskeidbaar deel van die ander, 'n feit wat op 3 verskillende wyse in 1 Korintiërs 6 verwoord word. Ten eerste word ons uitgeken as mense wat 1 Korintiërs 6 vers 11 in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van onsse God gewas, geheilig
en regverdig gemaak is. Die lys van sondes wat in 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 vermeld word, insluitende die seksuele losbandigheid wat die apostel in 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20 veroordeel, hoort geensins in die lewens van diegene wat gewas, geheilig en vrygespreek is nie. Ten tweede is die gelowige se liggaam deel van Christus, 1 Korintiërs 6 vers 15. Dit beteken dat ons in verbondenheid met Christus lewe, vers 17. Seksuele losbandigheid is 'n verbreeking van daardie eenheidsband, verse 13 en 15. Enigeen wat buiteegtelike seks met iemand het, word in een liggaam met daardie persoon saamgevoeg, 1 Korintiërs 6 vers 16. Eenwording met Christus deur die Gees, dit bepaal die Christen se etiek rakende seksuele dinge. Etiek is alle gedrag wat sedelikheid, geregtigheid en wederwysige plig nastreef. Ten derde is ons liggaam 'n tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Die enigste manier om 'n heilige lewe met die nodige integriteit rakende seksuele dinge te lei, is deur 'n hegte band met Christus deur die Heilige Gees te handhaaf. Hierdie feit dat elke gelowige 'n tempel van die Heilige Gees is, asook die persoonlike belewenis daarvan, kom ook elders in Paulus se geskrifte ter sprake. In Romeine sê hy dat ons liggame aan God beskikbaar moet stel. Romeine 12 vers 1 in die Afrikaans 2020 vertaling, as 'n offer wat lewendig en heilig en vir God aanneemlik is. Dink net aan al die verwoesting wat seksuele sondes onder die mensdom saai. Wat sê dit vir ons oor die ernstige lig waarin die Christen hierdie kwessies behoort te beskou? Donderdag, 23 Julie. Die huwelik en enkelopendheid. Die feit dat ons liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 19, is iets wat Paulus binne die konteks van die waarskuwing teen seksuele losbandigheid skrywe. Om 'n tempel van die Gees te wees, is al manier om heilig te lewe. Die kerk is immers 'n Christusgerigte gemeenskap wat haarself apart van omringende invloede hou. Dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat hierdie eenkant geheiligde lewe moontlik maak. Lees 1 Korintiërs 6 vers 19 tot hoofstuk 7 vers 9. In hoofstuk 6 vers 18 vermaan Paulus ons, vlug weg van onsedelikheid. Hoe werk die langer skrifgedeelte lig op metodes vir die praktiese uitleef van hierdie vermaning in vers 18? Ons lees 1 Korintiërs 6 vers 19 tot hoofstuk 7 vers 9. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie, maar vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man. En net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan by. En kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Want ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders. Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek. Maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot hoofstuk 7 vers 9. 1 Korintiërs 7 bevat heelwat belangrike lesse oor seksualiteit. Hierdie hoofstuk kan in 'n baie basiese sin in 2 afdelings verdeel word.
Eerstens, voorskrifte oor die huwelik, 1 Korintiërs 7 vers 1 tot 24, en tweedens, voorskrifte rakende enkellopendheid in 1 Korintiërs 7 vers 25 tot 40. 1 Korintiërs 7 help ons om te begryp dat die kwessie oor seksualiteit belangrik en noodsaaklik is. Met 1 Korintiërs 7 moet mens die volgende in ag neem. Paulus reageer hier op bepaalde vrae. Vrae wat met die kwessies in die Korintiese kerk te doen gehad het. Sonder hierdie konteks maak jy maklik die verkeerde afleiding uit party van Paulus se stellings, naamlik dat hy nie veel ooghare vir huwelik het nie, wat nie die geval is nie. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3 lees, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. 1 Timoteus 5 vers 14 sê ook, ek wil dan hê dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regeer en die teeparty geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie. Hebreërs 13 vers 4 sê ook, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Opvallend hier is hoe Paulus sy vermaning in 1 Korintiërs 6 vers 18 vlug weg van onsedelikheid op een lyn met die volgende twee begrippe stel, naamlik om jou met Christus te verenig in vers 17 en om 'n tempel van die Heilige Gees te wees in vers 19. Het die mens enigsins beter maniere om seksuele losbandigheid te ontvlug as met die laasgenoemde twee voorskrifte? Allermins. Wat meer is, God het seks geskep, maar slegs om binne die huwelik geniet te word. Seks is 'n voorreg vir diegene wat in die huwelik die tussen man en vrou bevestig is, die enigste soort wat Bybelse goedkeuring geniet. Met die vermaning vlug weg van onsedelikheid, het Paulus moontlik Josef se verhaal in gedagte gehad, lees gerus Genesis 39 vers 6 tot 18. Net mooi toe Potifar se vrou haar verbale toenaderings tot Josef in seksuele kontak wou omsit, sê die Bybel in Genesis 39 vers 18, hy het buitentoe gevlug. Hierdie feit word 4 keer in Genesis 39 vers 6 tot 18 vermeld. Hoewel dit nie direk gesê word nie, suggereer die Bybel dat Josef slegs geslagsomgang binne die huwelik wou hê. Genesis 41 vers 45 lees, en Farao het Josef genoem Sefenat-Pineag en aan hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee, en Josef het uitgetrek oor Egipteland. Hy was 'n man gevul met die Heilige Gees en wou doen wat reg was in die oë van die Here. Genesis 41 vers 38 lees ook, daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die Gees van God is? Verwronge sienings oor seksualiteit voer die boetoon in ons tydvak. Dit het kultuur geword. Hoe kan ons as 'n kerkgenootskap onsself daarteen beskerm? Vrydag, 24 Julie. Vir verdere studie, Ellen G. White, A Message of Warning and Entreaty, bladsy 298 tot 308, in The Acts of the Apostles. Let weer op die apostolse lyste van ondeug in 1 Korintiërs 5 vers 10 en 11, asook 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10. Interessant genoeg word afgodery en dronkenskap hier saam met seksuele losbandigheid genoem. Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 7 teen afgodery skryf, herinner dit aan die gebeure in Exodus. Te wete dat afgodsfeeste gewoonlik deur oormatige eet en drink gekenmerk is, wat dan die weg tot onsedelikheid gebaan het. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Sanctified Life, bladsy 25 en 26.
Niemand kan enige voordele uit heiligmaking trek en terselfdertyd selfsugtig en gulsig wees nie. Verstommend is die vermoë van ons gestel om voortdurende mishandeling te hanteer. Tog het die swak gewoonte van konstante ooretery en oordrinkery 'n aftakelende uitwerking op ons liggaamsfunksies. Mens bespeer dit selfs by belydende Christene, dat die liggaam se natuurlike prosesse belemmer word, omdat mense die bevrediging van hul verworde aptyt en hul vleeslike begeertes najaag, en sodoende hul fisieke, verstandelike en morele kragte uitput. Ellen G. White, The Sanctified Life, bladsy 25 en 26. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Home Missionary, November uitgawe 1889. Wanneer mens die eie ek ten volle afgesterf en elke afgod uit die innerlike gewerp het, laat dit 'n ligleegte. Wat dan invloei is die Gees van Christus, dit wil sê die Heilige Gees. So iemand het die geloof wat deur liefde aangedryf word en wat die binneste van elke greintjie sedelik verval en geestelike smet suiwer. Ellen G. White, The Home Missionary, November uitgawe 1889. Die laaste aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Manuscript 12, 1888. Wat God begeer, is om ons te veredel, totdat ons die hoogtes en suiwerheid van sy hemelse standaard bereik het. Hiertoe stoei die Heilige Gees voortdurend met ons. Dit is juis in ons aangebore neigings, die wat die Gees van God probeer regmaak, wat die saadjies van 'n terminale morele agteruitgang te finde is. Ellen G. White, Manuscript 12, 1888. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Baie van die Korintiese gelowiges wou inpas by die hoofstroom kultuur ten einde deur die destydse samelewing aanvaar te word. Waarom is dit so dodelik vir die Christelike identiteit? En hoe gemaak sodat ons nie self ook in hierdie struik beland nie? Vraag nommer 2. Let op Paulus se retoriese vraag in 1 Korintiërs 6 vers 19. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Hiermee sluit hy in 1 Korintiërs 5 tot 6 'n reeks van 7 vrae af. Vrae wat telkens deur die sinsnede weet julle nie ingelei word in 1 Korintiërs 5 vers 6, sowel as hoofstuk 6 verse 2, 3, 9, 15, 16 en 19. Ter laaste een vereis 'n daadwerklike en klinkklare antwoord, iets soos, maar natuurlik ja. Hoe help hierdie vraag ons om die presiese aard van Paulus se kommer aangaande die Korintiese gelowiges te verstaan? Waarom behoort ons vandag steeds besorg oor hierdie kwessies te wees? Vraag nommer 3. Die huwelik kom van God. Lees gerus Genesis 1 vers 27 en 28 en Genesis 2 vers 18 tot 24. En dit behoort met eerbied behandel te word. Hebreërs 13 vers 4 lees, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. In die hedendaagse wêreld beskou talle dit as 'n oudmodiese en uitgediende instelling. So, hoe kan ons aan die wêreld toon dat die huwelik inderwaarheid 'n gawe van God is en dat dit regstreeks uit Eden kom? Kom ons sluit af met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat U ons weer eens die voorreg gegee het om U woord te bestudeer en te leer uit Paulus se raad aan Korinte. Dankie, liewe Here, dat U ons genoeg lief het om ons te waarsku teen sonde en ons help om op die regte pad te bly. Help asseblief dat ons harte eerlik mag ondersoek en dat ons die sonde ligtelik mag opneem hê. Maar liewe Here, dat ons mag streef daarna om heilig en getrou te wees voor U. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.